Baie welkom by ons aanlyn boodskap. Lekker om saam met jou te wees. Ek wil 'n vraag vra. Hoe oud is jy oor 5 jaar van nou? Jy hoef jy hard te antwoord nie, dis jou geheim. Maar 'n belangriker vraag wat ek wil vra is, waar wil jy wees oor 5 jaar in terme van sekere areas van jou lewe? Kom ek noem vir jou voorbeelde. Waar wil jy wees met jou verhoudings, die primêre verhoudings in jou lewe? Huwelik, kinders, ouers, vriende. Waar wil jy wees met jou verhouding met God, met jou spiritualiteit, jou geestelike lewe? Waar wil jy wees oor 5 jaar? Waar wil jy wees finansiëel? Waar wil jy wees fisies oor 5 jaar? Wel, as jy daai prentjie sien, dan wil ek die volgende vir jou sê. Die gewoontes wat jy vandag het, sal die persoon skep wat jy in die toekoms gaan wees. Kom ek bring dit nog nader. Die persoon wat jy nou is 'n resultaat van die gewoontes van die afgelope paar jaar in jou lewe. Net so ook die persoon wat jy oor 5 jaar wil wees, gaan 'n resultaat wees van die gewoontes wat jy in jou lewe het. Ons is besig met 'n reeks, die regte vertrekpunte vir groei en vir verandering in jou lewe. En ons het vir mekaar gesê, as jy wil groei en jy wil verander, is dit nodig om van die regte plek af te vertrek. En ons het begin deur te sê, moenie net goed doen nie, besluit wie wil ek wees? Wie wil ek hê moet my identiteit wees? Wat moet ek word? En dan begin jy goed in plek te sit. Ons het vir mekaar gesê, dit help nie net ons wens nie. Ons moet gewoontes inbou. Vandag, moenie hoop om te maai nie, begin om te saai. Nou saai en maai is 'n metafoor wat ons verskriklik baie in die Bybel vind, op verskillende plekke. Dit word baie gebruik in Jesus se stories, dit word gebruik deur skrywers, ons vind dit as digters daaroor dig. Hulle is lief om saai en maai te gebruik, daai metafoor. Ek dink is nogal omdat die eerste gehoor van die Bybel, die antieke mens, saai en maai baie beter verstaan het, as wat ons dit verstaan. Ons gaan koop die resultaat van die oes by die winkels. Maar hulle het geweet wat beteken dit om te saai, en hulle het geweet wat beteken dit om te maai. Net 'n paar skrifgedeeltes wat dit in voorkom. Psalm 126 vers 5. Hy wat met trane saai, sal met gejubel maai. Jesus vertel 'n gelykenis, Markus 4. Luister hier, 'n saaier het eendag gaan saai. En dan praat hy oor die woord wat gesaai word. 2 Korintiërs 9 vers 6. Dink daaraan, wie karig saai sal karig oes, en wie volop saai sal volop oes. Dis 'n metafoor bekend aan die Bybel. Dan lees ons in Genesis 8 vers 22 die volgende. Solank as die aarde bly bestaan, sal saaityd en oestyd nie ophou nie, ook nie koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie. Was deel van hulle verstaan. En Paulus kom ook, as hy aan die Galasiërs skryf, dan gebruik hy weer eens hierdie metafoor van saai en maai in Galasiërs 6 vers 7 tot 9. Kom ons lees dit saam. Moet jou nie laat mislei nie. God laat hom nie bespot nie. Wat die mens ook al saai, sal hy maai. Hy wat in die vlees saai, sal uit die vlees vernietiging oes. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe oes. Laat ons daarom nie moeg raak om goed te doen nie. Want as ons nie verslap nie, sal ons op die regte tyd oes. Kom ek som gou hierdie 3 verse net op. Daar's 'n paar duidelike beginsels in hierdie gedeelte. Eerste beginsel, jy leef onder 'n illusie as jy dink dat dit wat jy nou doen nie 'n effek op jou toekoms het nie. Hy sê, moenie jouself mislei nie. Moenie onder 'n illusie leef nie. Wat jy saai, gaan jy maai. So dit wat ek nou doen, dit het 'n effek op my toekoms. En dan gaan Paulus in die volgende vers en sê, as jy verkeerd saai, gaan jy verkeerd oes. Maar as jy op die gees saai en die regte goed saai, gaan jy die ewige lewe, gaan jy wonderlike uitkomste hê. Jy kan goeie saad saai met goeie resultate of slegte saad met slegte resultate. Dan vers 9 kom hy en hy sê vir ons, jy moet volhard.
Dit gaan oor volharding in die goeie goed, wat op die einde die goeie oes vir jou gaan bring. Nou 'n paar opmerkings oor oes en saai en maai. Die eerste opmerking, ons oes wat ons saai. As jy byvoorbeeld groenboontjies plant, gaan jy nie chillies kry nie, al lyk chillies amper soos 'n groenboontjie. Jy gaan groenboontjies kry. Ons kry presies wat ons saai. En daarom is dit belangrik om te dink oor wat ek gaan saai, want dit is die resultaat wat ek in my lewe gaan kry. Die saad wat ek in die grond sit. As jy verwaarlosing saai in jou verhoudings, gaan jy verwaarlosing oes. As jy besteding in jou finansies saai, gaan jy nie opbrengste kry nie. Jy gaan inteendeel besteding en 'n negatiewe opbrengs kry, want jou geld is weg. As jy verwaarlosing in jou verhouding met God saai, is dit wat jy gaan kry. As jy gaan aanhou vette eet en suikers eet, gaan jy op die ou ende saai wanneer jy die toetse doen en jy gaan nie goed toets vir iets soos cholesterol of suiker nie. Ons kry wat ons in die grond sit en niemand kan daarvan wegkom nie. Dis 'n beginsel van saaityd en oestyd, dis 'n beginsel van die lewe. Op 'n stadium sê die profeet Hosea aan die volk, julle het goddeloosheid ingeploeg, onreg is wat julle geoes het. Baie negatiewe vers, maar dit sê vir ons, jy kry presies dit wat jy insit. Daarom is saad wat jy in die grond sit verskriklik belangrik. Jou dag se sukses word nie bepaal deur jou oes nie. Jou dag se sukses word bepaal deur die saad wat jy in hierdie dag gesaai het. So ons oes wat ons gesaai het. Tweedens, ons oes meer as wat ons gesaai het. En dit is baie belangrik. Jy oes meer as wat jy gesaai het. As jy 'n mieliepit vat, en jy sit 'n mieliepit in die grond, en die omstandighede is reg, en daar kom 'n mielieplant op, dan draai jy 'n klomp mielies aan hom. Het jy geweet dat 1 mielie het 500 mieliepitte in hom? Hy kan tot soveel soos 800 hê, afhangende van die grootte van die mielie. En dan is daar nog 'n klomp mielies aan hierdie plant op. So 1 mieliepit gee soveel meer van homself. En hier is die belangrike ding, ons oes wat ons saai, maar ons oes meer as wat ons saai. En dis nogal skrikwekkend as jy dink, sê nou maar ek is besig om verkeerde goed in my lewe te saai. Dan gaan daar 'n saamgestelde effek wees, wat op die ou ende swaar gaan weeg en negatief gaan wees in my lewe. Maar die goeie is, as ek goeie goed in die grond sit, daar's 'n belofte van dat ek meer sal oes as wat ek ingesit het. Dis hoekom die vers wat in Korintiërs gelees het gesê, as jy volop saai, gaan jy volop maai. Jy gaan nog meer kry. En dit geld in ons lewe as ons daai klein dingetjies net in die grond sit op 'n daaglikse basis en ons hou aan daarmee. Dan is die effek soveel groter. Dit het 'n saamgestelde effek in ons lewe. En daarom moet ons mooi dink oor wat sit ons in die grond in watter areas van ons lewe. Maar is nog 'n beginsel van saai en maai. Ons saai nadat ons maai nadat ons gesaai het. Ons oes nadat saad in die grond is. Ons kan dit nie andersom wil hê nie. En daarom is vandag se tema, saai nie oes nie, saai nie maai nie. Ons wil so graag oes en ons wil daai in ons lewe inkry. Maar hier is die waarheid. Jy kan nie oes voordat jy nie saad in die grond gesit het nie. Ons ken die Engelse spreekwoord wat sê, good things comes to those who wait. En is dit regtig so? Ek dink is 'n waar spreekwoord. Maar as jy by 'n ou Tambo in van die gange loop, dan is daar 'n groot beleggingsmaatskappy wat die volgende sê, good things come to those who don't wait to invest. En ons almal ken die beginsel van belegging. Ek verstaan nou met die begrotingsrede van hierdie week wat verby is, het die minister van Finansies byvoorbeeld wat jy in 'n
taksvrye belegging, belastingvrye belegging kan insit, verhoog van 36 na 46.000 toe. En jy kan maar net die som gaan maak, as jy van jou eerste jaar wat jy werk, daai insit, wat dit gaan word, en hoe dit gaan groei oor tyd. En dis hoekom hulle sê, good things come to those who don't waste to invest. Who don't wait to invest. En hier is die belangrike ding, kry daai saad in die grond. Wat moet jy vandag in die grond begin sit? Wat is die goeie goed wat jy vandag moet in die grond sit, sodat jy die resultaat daarvan in jou lewe kan kry? Ek wil vir 'n oomblik 'n bietjie dieper reflekteer oor die laaste vers, wat sê, laat ons daarom nie moeg raak om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die regte tyd oes. Hierdie is persoonlik my gunsteling vers in die Nuwe Testament. Maar hierdie vers sê vir ons 3 baie belangrike dinge vir ons lewens, en as dit kom by saai en oes. Sê, moenie moeg word nie. Ons raak soms moeg om die regte goed te doen. Hoekom? Ek dink baie keer omdat ons nie onmiddellik resultate sien nie. Jy probeer dit een keer, of so nou en dan, en jy kry nie die resultate nie. Hulle sê, ons suksesvolle mense doen aanhoudend wat ons suksesvolle mense per geleentheid doen. Hulle doen konstant wat ons suksesvolle mense per geleentheid doen. En daarom moet jy kyk, want ons raak moeg, en dan wil jy moed opgee. En ek weet dat baie keer is moed opgee, die Engelse woord quit, word in die movies word dit nou nogal mooi opgehemel. Ek sal nooit vergeet Jerry Maguire, wat hy sy werk verloor, en dan staan hy daar in die kantoor met die klomp mense, met sy goudvisie in 'n plastiek sakkie, en dan sê hy, I quit. En dan sê hy, hierdie is die begin van iets groot. Hy gaan 'n nuwe maatskappy bou, en dit gaan groter wees as die ander maatskappy. Wees saam met hom, en dan se doodstil jy hoor die krieke. En dan soos hy by die deur uitstap, dan spring hierdie een dametjie op, en sy sê, I'll go with you. Dan sê hy, Dorothy Boyd, you come with me. En dan lyk dit so wonderlik om te quit. Of ek het so 'n hele ruk terug die boek van Jannie Mouton gelees, wat sê, toe fire hulle my. En ja, die resultaat is PSG Wealth, is Capitec, en alles. Maar in werklikheid, is dit soms vir ons nodig om die hoë prys, wat moed opgee, in ons lewe het, te gaan bereken. As jy opgee op studies, dit het 'n prys. As jy opgee op belegging, dit het 'n prys. As jy opgee aan werk, aan 'n verhouding, dit het 'n prys. En daarom sê hy, moenie moeg word nie. Hou aan om dit te doen. Tweedens sê hierdie gedeelte, saai goeie saad. Hy sê, laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Want jy sien, ons kan slegte goed ook in die grond sit. En dis wat ons sal kry. Hy sê, saai goeie goed. Baie keer dan sien mens iemand wat nogal, dit lyk of hulle regtig geseënd is. Of ons kyk na 'n ander gemeente en sal sê, "Sjoe, daardie gemeente is geseënd." En as jy vir die predikant ook vra, "Hoekom gaan dit so goed?" dan sê hy, "Nee, die Here seën ons." Maar ek weet nie altyd of dit die regte antwoord is nie. Dis 'n mooi nederige antwoord. Maar beteken dit die Here seën die ander gemeente oor kan die pad, of af in die straat, of in die ander buurt, wat swaar kry, of wat deur 'n moeilike tyd gaan, hy seën hulle nie, hy's nie lief vir hulle nie. So, in plaas van om te sê, hoekom voel ons seën die Here ander mense, moet jy nie dalk vra, wat is dit wat daai mense doen, wat God seën nie? Wat is dit wat hulle in die grond sit, wat God seën? So, saai daai goeie saad. En dan staan belofte in hierdie gedeelte, wat sê, die oes kom, maar dit kom op die regte tyd. En dis nou een ding van God, en sy tyd, dis nie altyd ons tyd nie. Maar daar is 'n belofte, as ons nie moeg word nie, ons hou aan goeie goed in die grond sit, gaan daar 'n belofte wees. Daar gaan 'n oes wees, dis 'n belofte van God. Psalm 126 vers 6 sê, al loop hy en huil terwyl hy die saaisak dra, hy kom juigend terug, terwyl hy gerwe dra. Daar is 'n oes wat kom. Ek sluit af met hierdie vraag.
Is jy gelukkig met die oes wat op pad is in jou lewe as gevolg van die saad wat jy besig is om in die grond te sit? Dink so 'n bietjie daaroor. As jy nie gelukkig is nie, dan is dit nodig om ander saad in die grond te sit. En dis waar God kom en sy genade vir ons 'n nuwe blaai omswaai of 'n nuwe blaadjie omblaai. En hy sê, hier's 'n skoon bladsy. Jy kan kom en deur my genade oorbegin, nuut begin. En die toekoms wat nie blink gelyk het, kan ek verander. Want dis wat hy wil doen. Hy wil vir ons 'n toekoms gee. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U met ons is. Help ons om in elke area van ons lewe die regte saad aanhoudend in die grond te sit, sodat ons 'n wonderlike oes sal hê. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.